Welkom in die groot kombuis. Nou kyk, Tanya de Venterbijker is gewoonlik alleen in die kombuis, maar vandag is ek saam met haar sodat sy my kan leer kook, want ons almal weet ek kan nie. En sy het iets interessant ook wat sy vir ons vandag gemaak. Goeiemôre Tanya. Môre Jennifer, dit is werklik vir my 'n droom wat waar word dat jy saam met my in die kombuis is. Ek het spesiaal vir 'n voorskoot aangetrek. Nou Jennifer kan twee goeders maak. Sy kan 'n breadie maak en sy kan blykbaar malva pudding maak. Maar ek het nog nooit een van dit geproe nie. So vandag wil ek vir haar leer hoe om ietsiekie bietjie meer spesiaal te maak. Hierdie is 'n daar's soveel name vir dit. Ek noem dit nou maar 'n gerolde beesvleis dingetjie. Okay. Sjoe, nou is ek lus daarvoor, die gerolde beesvleis dingetjie. Dan wil ek nou eerlik vir jou sê, goed, so wat het jy daarvoor nodig? Jy het 'n lekker stuk ramsteik nodig wat jy dan met 'n vleishamer gaan plat slaan. Ja. Ek het eers gister gehoor dit is 'n hamer en nie 'n hamer nie. Goed. Ek het nie 'n hamer gevind nie. Ek was in 5 winkels, toe dog ek kies een by die werk. Hier's nie een nie, so nou het ek maar vir jou 'n maar moet hom asseblief nie breek nie want dis my kollega se. Sjoe, maar jy is nou baie druk hier op my. Okay, so jy moet hom net so, nie so nie. Jy moet hom net 'n bietjie maar sonder om die vleis te beskadig, moet jy vir ons daai net so 'n bietjie slaan dat die vleis sag word. Dink nie daai gaan die ding doen nie. Jy gaan 'n bietjie Hierdie is die lekkerste werk. Niemand steek my ooit aan die werk hier so in die kombuis nie. So dit is nou om die vleis net 'n bietjie plat te slaan. Jy kan absoluut vir jou slagter vra om vir jou die regte vleis te gee. Dis wat ek moes gedoen het. Hoe lank moet ek dit doen? Nee, 'n redelike rukkie, maar die goeie nuus is ek het dit vir jou voor die tyd gedoen. O, okay, maar as ek nou by die huis was, hoe lank sou ek dit moes doen? Kom ek sê wel jy wil jou vleisie lekker plat hê, soos hier kan ek sien hy's nog nogals dik. En dit werk baie beter met 'n vleishamer, maar jy doen baie goed vir iemand wat maak asof hulle nie baie kos maak nie, hoor. Ek kan darm instruksies aan hierdie kant. Okay, ek dink ons is reg daar. Aan hierdie kant gaan ons gou ons gaan 'n vulseltjie maak om bo op hierdie om dit mee te vul. En jy kan regtig waar enigiets gebruik, maar ek gaan 'n baie eenvoudige ding gebruik. So kom ons haal die plastiek af. Dat hy dan nou kan asemhaal uit die plastiek. Ek meen dis daarom net 'n bietjie te erg. Goed. So ek gaan dan net so maak vir nou. Ja. Dan gaan ons hierso, ek gaan hom net 'n bietjie die hitte opdruk. Wat ek het 'n ui wat jy as jy hom nog fyner wil hê, sal rasper natuurlik ideaal wees omdat jy hom gaan smeer in, maar ek gee nie so baie om vir dit nie. Okay, so die ui kan eintlik enige manier wees. Hy kan. Okay. Dan het ek hier pietersielie. Ekskuus, ek maak my sousie want hier het ek 'n baie lekker sousie. Hier het ek my pietersielie wat ek opgekap het ook na smaak. As jy hom fyner wil hê, kan jy. Fyner. Dan het ek vir jou nog 'n lekker werkie wat jy kan doen. Jy bring altyd jou my katoeter. Ja. So jy druk hierdie daarin en dan gaan eers net 2 doen. Dan rooi op rooi en dan draai jy hom so. Dan kan jy dit vir ons net daar op die ui sit. Ek het iets vergeet hier onder. O, okay, wag, hier sit nou. Is al verstaan om net so. Okay, wat doen Ja, krap. Moenie met daai lepel nie. Kyk, ons gaan in groot moeilikheid kom. Hier word ek, daar mis ek al die eie. Okay, maar goed, is daar. Vergeet van my spekkies. My spek wat dis baie belangrik. Ja. Ek sit die spek in net vir 'n bietjie ekstra smaak. Maar is hierdie nou genoeg? Ek dink so. Maar as jy van meer knoffel hou, doen. Okay, nou maar gooi in, Jennifer. Jy kan na smaak bysit. Okay, nou gaan ek hierdie, my hande is skoon, ek gaan hierdie ingooi. En ek gaan dit nou begin braai. Ek sit nou wonder of ek nou met hierdie houtlepel kan braai wat ek gebring het. Jy kan, doen dit. Ja, ek het gelukkig 'n spaan gebring. Kyk al die maar nou gooi ek vir jou baie in. Nou gaan ons hierdie lekker daai mag jy nie doen nie. Dit is 'n kombuiswenk wat ek net vinnig. Ek leer jou bietjie vir bietjie. Jy gaan 'n top chef wees en ek is eers gekwalifiseer nie. Okay, goed. Okay, ek gaan nog 'n bietjie olie by spuit want hy hou daarvan. En dan ons dinge wat so lekker ruik soos eie en hierdie garlic. Nee, en ek dan hou van 'n bietjie curry by my eie net om hom so ekstra lekker smaakie te gee. Nou, gaan jy vir ons hier's 'n lepel. Ja. Jy gaan vir my hierdie eie hoef nie gaar te wees nie want dan jou vleisie gaan ook nog 'n bietjie braai in die pan. Jy gaan vir my so 'n lekker lepel mosterd bygooi. So. Ja. Gooi daai by. Maar nou wag ek hier aan tik nie. Nee, jy kan nie. So jy kan hom net op die blad neersit. Dan gaan ek vir ons 'n bietjie balsamiese asyn vat. Maar jy kan ook met liefde sojasous vat of wat ook al jy wil. Dan gaan ek net my hitte 'n bietjie verlaag. Hoorie dit. Jy kan die pietersielie bygooi. Hy is verskriklik lekker. Hoe baie? Jy kan maar gooi. Gooi soos wat jy sou wou bysit vir jou vleis. Nou, as jy wil, kan jy ook selfs 'n bietjie, kom ons sê 'n bietjie sherry of 'n bietjie, ek gaan net so nog 'n bietjie bysit, hoor. Na jou smaak, na Tanya se smaak. Dan kan jy vir ons sout oor die vleis sit.
Hoe baie, sê stop. Ja, dit mag jy regtig nou na smaak doen. Okay, maar ek wil 'n gesonde hart hê. Okay, dan 'n bietjie sout. Peper. Ag, peper bedoel ek? Ja. En dan het ek ook nog 'n bietjie Ek hou van peper. groenkruie wat ek by gaan gooi hier. Maar dit ruik ongelooflik lekker, Tanya. Voordat ek uit tyd hardloop, wil ek net vir jou vinnig sê dat ek by dit soos 'n gravy gemaak het. 'n Lekker bruin sous wat ek gemaak het. Jy kan absoluut jy kan 'n kit sousie vat. O, dis wat ek nou vra. Ek het nou hierdie enetjie gemaak soos hulle sê van scratch af. Ek het maar eers my aftreksel gemaak ensovoorts, maar jy kan letterlik net daai sakkie vat en dit maak niemand gaan weet. So hoef nie so fancy te wees nie. Jy hoef nie, niemand gaan weet nie. Nie vir beginners soos ek. Okay, nou kan jy hierdie op 'n vleisie smeer. Sit eers eers smeer en dan sit ons 'n spekkie op. So smeer 'n bietjie op. Vat sommer daai middelste ene. Nou smeer jy hom lekker plat. Dit lyk verskriklik lekker. Vir jou. Hierdie Kersfees gaan Jennifer uithaal. Ek het verlede Kersfees het ek soos 'n bout gemaak, dit het geflop. Maar ek het ook hoender gemaak wat baie lekker is. So ek het gelukkig 2 disse gemaak net vir ingeval. En 'n malva pudding. En 'n malva pudding. Okay, dan gaan ons 'n spekkie daarin sit. Nou gaan ons 3 Ek verstaan jy kan ook meer van hierdie opsit as jy wou. Absoluut. En as jy byvoorbeeld hou van mushrooms, dan kan jy mushrooms fyn sny en bysit. En jy kan selfs as jy wil, mense kry ons baie lekker sous, verskillende soussakkies of potjies of wat ook al. Jy hoef nie iets self te maak nie. Jy kan kroek en dit so doen. Okay. Wat doen ek nou? Jy gaan nou vir my daai 3 toutjies vas. Ek gaan gou net die vleis 'n bietjie opskuif hierso dat ons daai enetjie kan oplig. Ja, ons het nog 'n hele 3 minute. Okay, ek wil hê ek gaan hom vir ons rol. Ja. Okay. Rol. En die spek is ook nou, jy hoef nie, dit is nou maar vir ekstra geur. Jy sal sien hierdie ding is nie plat genoeg geslaan nie, maar nee, dis nie jou skuld nie. Dis nie jou skuld nie. Sit dit neer. Hierdie net so. Daar's hy. O, okay, nou, goed. bind jy hulle vas. 1 vir 1 neem ek aan. Ja, 1 vir 1. Okay, goed. En moet dit 'n strikkie wees? Nee, net so nog een, ja, nog een knoop. 'n knoop. Nee, 'n gewone wit katoentou, hulle noem dit slagterstou. Presies so en dan wat jy gaan doen is ek het nou nie 'n skerry nie. Jy gaan nou baie mooi hierdie gelyk afsny. Okay. Goed. Wat ek nou hier gaan doen is, ons gaan kyk of ons gou het ons 'n sekonde om dit te braai. Ja, nog so 1 minuut en 'n half. Kom ons braai enetjie om te wys. So hierdie gaan jy natuurlik, jy gaan al jou kos gereed kry sodat jy wil nie vir mense koue vleis bedien nie. So jy gaan alles gereed kry. Goed. Sodat jy dan gaan jy daai daarin sit. Ja. Jy gaan sien, ekskuus nog. O ja. Ek wil net gesê, so ek weet my vleis is nie dun genoeg geslaan nie. Dit is ongelukkig wat nou hier gebeur het. Kom ons maak ons pan warm en dan gaan ons vleisrolletjie, jy kan so 3 op 'n slag kan jy saam braai. En kyk hoe lekker gaan hy braai. En dan sizzle dit. Sorg jy dat jou sous warm is en dan bedien jy dit met 'n heerlike wat is 'n mashed potato in Afrikaans? Help my asseblief, 'n aartappel. 'n gekneusde aartappel? Ek weet nie. 'n mashed potato. Goed, in elk geval aartappel of jy kan selfs saam met 'n geroosterde aartappel of aartappelskyfies of wat ook al, met 'n lekker groen slaaitjie aan die kant. Daar is selfs resepte wat 'n ou gurkie in die middel sit. So jy kan regtig jou verbeelding gebruik en doen net wat jy wil. So reg nasmaak soos wat jy wil. Ja, maar maak seker dat jy die regte vleissnit koop. Moet as ek net daar goeie smeer, nê? Moet dit warm wees of kan ek dit nou dis nie nodig nie. So jy kan nou nog een hierso smeer soos wat jy wil, nasmaak so baie as jy wil. Jy kan sampioene bysit as jy wou. Net soos wat jy wil. Net soos wat jy. Julle dit. Dis ietsie anders vir jou gaste. Daar's hy. En as jy die resep gemis het, op ons YouTube. En ek is seker jy gaan honger wees. Ons nou weer terug.